Goeiemôre broers en susters. Loop het nog goed met almal vanoggend, so op die lang naweek en met goeie Vrydag. Daar's nie afkondigings nie, behalwe net daar sal een kollekte wees vanoggend en dis by die deure en dit gaan vir Bybelverspreiding. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing tot lof van ons Here, wie sy naam ons bely en wie sy krag en genade ons hier byeen is om hom te ontmoet. Skrifbereiding 1:2, al 3 die verse. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Vers 2 is loof hom die lam van God. Al 3 verse, skrifbereiding 1:2 en dan bly ons staan vir ons belydenis. Is iets verskrikliks, dit is die symbool van die oordeel van God en van ons sondigheid en daarom kan ons nie anders as met groot verootmoediging voor die Here kom, spesifiek as ons dink aan die kruis nie. Maar ons doen dit ook in 'n diepe geloof dat in die Jesus Christus in ons plek vir ons sondes betaal het en ons vrygekoop het. Kom ons bely nou ons geloof in hom as die gekruisigde, spesifiek die een wat ons sonde gedra het, en ons doen dit deur dit saam te sing in Skrifbereiding 12:2, verse 1 en 2.
Kom ons bid nou saam. O Here, ons God, drie-enig, ons Vader wat in die hemel is, ons kom na U toe voor ons U woord saam lees, om te vra, gee dat ons sal hoor, dis U wat praat, dat U Uself bekend maak, in U liefde, U getrouheid, U barmhartigheid, om ons wat teen U oortree het en steeds oortree het, te versoen met U, om die verskriklike gebeurtenis van U seun aan die kruis te gebruik om ons nader by U te bring, om ons te kan sien asof ons geen sonde gedoen het nie. Ons Here Jesus, U wat U lewe gegee het vir ons, groter liefde as dit het niemand nie. En deur U Gees kom hou U ons vas nadat U opgevaar het hemel toe, om ons te dra in ons lewe, in ons toewyding aan U. Here, gee dan seën op die verkondiging van U woord, gee dat ons U sal hoor wanneer ons Bybel lees, seën altyd die woordverkondiging, sodat U kan regeer in U kerk, deur U woord. En oral waar hierdie naweek U woord verkondig word in U kerk wêreldwyd, gee vertroosting, gee krag en seën, maar ook onderworpenheid, vir ootmoediging om te weet, U woord is die weg van die lewe. En alleen in onderworpenheid aan U koningskap, aan U grootte, kan ons leef. Seën ons dan verder vandag, wees in besonder met hulle wat beproef word, wat swaar kry, wat siek is. Gee dat die beeld van ons Here Jesus, wat gelei het, wat moes sterf, vir ons tot groot vertroosting sal wees om te weet, niks van hierdie dinge kan ons uit U hand ruk, of van U liefde skei in Christus Jesus nie. Wie aan Hom glo, weet ons, o Vader, leef vir ewig. Amen. Kom ons sing ook ter voorbereiding van die skriflesing, lied 157, verse 1 en 2. Here Jesus, ons is saam op U roepstem hier vergader. Vers 2, maak ons harte deur U Gees vir die heilige woord ontvanklik. Verse 1 en 2, lied 157. Einde van ons skriflesing vanoggend, dat ons geloofsvertroue sal oorgaan in aanskouing. Die evangelie volgens Johannes, hoofstuk 19, vanaf vers 17. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde Kobbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander,
een aan elke kant, met Jezus in die middel. Pilatus het ook 'n kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeheg. Daarop het geskryf gestaan, Jezus die Nasarener, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jezus gekruisig is, naby die stad geleë was. Dit was geskryf in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die leierpriesters van die Jode sê toe vir Pilatus, moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat daardie man gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Toe die soldate Jezus gekruisig het hulle sy boekleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aaneen geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeur nie, maar nood wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boklere onder mekaar gedeel, en oor my klere het hulle die lot gewerk. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jezus het sy moeder en sy moeder se suster, en Maria die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jezus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, Johannes verwys altyd in sy evangelie, na homself as die disipel vir wie Jezus lief was, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jezus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan, hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak, en bring dit na sy mond. Toe Jezus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy kop vooroorgebuig, en sy gees oorgegee. Aangesien dit die voorbereidingsdag was, en sodat die liggame nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag. Hierdie was 'n Vrydag en die Sabbat vir die Jode is op die 7de dag Saterdag. En dit begin as die son ondergang die Vrydag af. Daarom hierdie haas. Aangesien dit die voorbereidingsdag was en sodat die liggame nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag, het die Jode vir Pilatus gevra dat die bene gebreek en die liggame verwyder moet word. Die soldate het toe gekom en die eerste een se bene gebreek, en ook die van die ander een wat saam met Jezus gekruisig is. Maar toe hulle by Jezus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jezus se sy gesteek, en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, het daarvan getuig. En sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom. Want hierdie dinge het plaasgevind sodat die skrif vervul sou word, geen been van ons sal gebreek word nie. En 'n ander skrifdeel sê weer, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Die vervulling van hierdie skrifdeel, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Liefdes in ons Jesus Christus, ons spreekwoord sê, gedane sake het geen keer nie. Iets wat verby is, kom nie terug nie, en iemand wat vir jou 'n probleem geskep het, dit laat moord na 'n oplossing kyk in so 'n geval, want as hy dood is, dan kom hy nie terug om jou te beskuldig van iets nie. Pilatus was bang vir wat hierdie oproer onder die Jode
aan sy posisie kon doen. Dat die keiser hom sou terugroep en hom van sy pos onthef. En dis weens die dilemma dat hy vir Jesus oorgee aan die Jode, dat hulle hom dan nou maar kruisig. Dan is alles toch verby, dan kom die Jode ook tot rus, my posisie is veilig, want 'n vermoorde kom nie terug nie. Hy is vir altyd weg. Daarteenoor is die Here se uitspraak, wat in die geheim gedoen is, sal op die dakke uitgebasuin word. Hier beskryf Johannes vir ons die kruisgebeure. Die mense is nou al weg, die bene word gebreek, dis gedoen om die dood vinniger te laat intree. Want as die bene gebreek is vir hierdie persoon wat so gelei het, dan kom die dood vinnig. Met ander woorde, dis om hulle werk vinniger klaar te maak, dat hulle die soldate ook aan huis toe gaan. Maar Jesus is so ooglopend dood toe die man by hom kom, dat hy hom sommer maar net in die sy steek om seker te maak. En wat daar uitgekom het sê, hier is nie meer lewe nie. Dit sê Johannes, is sodat die skrif vervul kan word, in Psalm 34, geen been van hom sal gebreek word nie. Maar dan voeg Johannes iets by. Hy sê die skrif sê op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Daarmee sê hy eintlik, Jesus is nou wel dood, maar wie reken dat hy nou ontslae is van hierdie lastige man van Nasaret, misgissel. Hierdie kruis is nie sy einde nie. Hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Hy kom om alles wat in die geheim gedoen is, dis Jesus se woorde, om alles wat in die geheim gedoen is, te openbaar. Hy kom alles beoordeel. En daardie dag sal hulle sien wie dit is vir wie hulle deurboor het. En dan sommer die Sondagoggend al gaan die graf oop. Die Jode het inklusief getel. Vrydag wat hy gekruisig is en gesterf het, dag 1, Saterdag dag 2, Sondagoggend die 3de dag. Die wagte is bang, hulle vlug, en om hulle self te beskerm, vertel hulle 'n leuen, hulle sê, sy liggaam is gesteel. Dat hy kon opstaan, werklik, hulle het dit gesien, maar kan dit nie glo nie, wil dit nie glo nie. Dat hy sou terugkeer, sou opstaan en hom aan baie openbaar. Dit het niemand van die mense wat hom gekruisig het verwag nie. Selfs die disippels, vir wie hy dit hoeveel keer gesê het, het nog swaar gekry, hulle wou dit nog nie glo nie. Eers toe hy opgestaan het, het hulle dit werklik geglo. En Jesus se opstanding het ewige gevolge. Met sy hemelvaart het hy van die Vader alle mag ontvang. Hy sit vandag aan die regterhand, so bely ons, en regeer, bestuur die verloop en gang van die wêreld, maak die 7 seels van Openbaring oop, sodat die geskiedenis kan vol word, sy vyande vernietig kan word en hy weer kan kom. En hy kom weer as regter om te oordeel. En dan is die rolle omgekeer. Dan is hy die regter, nie Pilatus nie. En die Jode en Pilatus en al die ander staan regverdig beskuldig. Want hy is anders as Pilatus. Hy sal 'n regverdige regter wees. Dit sal 'n verskriklike dag wees vir almal wat hom deurboor het. En dit is, broers en susters, die onderliggende angs van die mensdom. Waarom daar soveel twyfel, dalk ook depressie en swaarmoedigheid kan wees. Want die ongelowige mens wil nie buig voor God se voorskrifte nie. Maar diep iewers in die agterkop is daar die vraag van, wat van?
Wat van as hy dalk werklik bestaan het? As daar werklik 'n God is? Wat van as hy terugkom? Die man wat gekruisig is. Hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. En dan moet ons mooi verstaan, broers en susters, dis nie net die wat om sy kruis gestaan het en deelgeneem het aan sy kruisiging en vir Pilatus aangewys het, kruisig hom nie, wat hom weer sal sien nie. Met die aanhalings wat Johannes gebruik, bind hy 3 bedelings hier aan een. Die Ou Testament met die Nuwe Testament, en dan beide die testamente met die ewige bedeling, die hiernamaals. Onthou, dis ook Johannes wat Openbaring neergeskryf het. En in Openbaring 1 kom Johannes terug na hierdie skrifaanhaling toe. Daar sê hy, kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook die wat hom deurboor het. Voeg hy dieselfde by. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyte weeklaag. Ja, dit is seker. Dis nou Openbaring 1. Niemand sal op daardie dag die Here nie sien. 'n Dag van vreugde vir die wie se name in die boek van die lewe staan. Maar vir die ander 'n dag van weerklaag. Die mense sal oor hom in selfverwyte weerklaag. Vir die mense van alle eeue wat hom deurboor het. Wat skuldig is aan minagting van hom, van verwerping van hom, van onregverdig lewe en optrede in hulle ontrou. Maar alle mense sal hom sien. Abel sal hom sien in vreugde, maar ook Kain in verskrikking. Hy het die liefde van God deurboor met sy haat en onbekeerlikheid toe hy sy broer doodgeslaan het. Dawid sal hom sien en Saul. Daniel sal hom sien, maar ook Nebukadnesar. Petrus, Johannes, die getroues, die disippels, die gelowiges, ook Pilatus. Die vermoorde Christene van al die eeue, maar ook Nero en die ander vervolgers. Die spotters van alle eeue, almal wat gesê het, hy bestaan nie. Ook almal wat geweet het hy bestaan, maar geleef het asof hy nie bestaan nie, en hulle nie aan hom gestuur het. Niemand sal vrykom. Jesus het al gesê, die mense sal bid op daardie dag, berge val op ons, heuwels bedek ons. Maar daardie dag is daar niks wat God se oordeel sal afwend nie. En dis die groot besef wat Johannes hier oordra, broers en susters. God laat dit nie by die kruis nie. Hy laat dit nie daarby wanneer ons hom verloon of met ons dade onteer nie. By die mens en sy verhouding tot God geld die spreekwoord van gedane sake nie. By God keer gedane sake wel terug op sy tyd. Want ook die mens se dood, ons dood, is nie ons einde nie. Dis die deurgang. Want by die wederkoms staan almal op en lewe ewig of sterf ewig. En ook hier word nie net van daardie Jode en blaatant goddelose mense gepraat nie. Elkeen wat hom nie steur aan die Here se woorde nie, sal hom sien as die een wat deurboor is en self skuldig staan. Ook mense wat deurgaan as gelowiges, maar nie die liefde van God en 'n getroue lewe aan God ken nie. Hulle wat nie vergewe nie, wat 'n wrok koester in onmin lewe. Hulle wat nie hulle vyande kan seën in plaas van vervloek nie.
soos wat Jesus gebid het vir die wat hom deurboor het, Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie, vergeef hulle. Hulle wat die naam van die Here bely, maar in gierigheid strewe na meer en vir wie geld hulle God word, en net vir hulle self lewe, hulle wat nie medegemeentelede kan lief hê nie, en hulle medemens, mindere of meerdere, nie kan respekteer. Almal sal hom sien. Die Jode het God in die gestalte van 'n mens gekruisig. Hy is gekruisig omdat ons in ons eie wese so vol haat en onreg is van nature. Sy kruis verlos ons daarvan, van onsself en van God se oordeel. Vir wat ons is en vir wat ons gedoen het sonder Christus, is ons vergewe wanneer ons in hom bly, danksy sy kruis. Maar om voort te gaan met 'n verharde en 'n sondige lewe, is maar net om hom steeds te kruisig, om ook jou spies in sy sy te kom steek. Eiewilligheid, ongehoorsaamheid, elke haatgedagte is 'n steek in die sy van Christus. Daardie wonde sal bly, deur al die eeue heen, tot ons hom weer sien die dag. Broers en susters, daardie dag is daar nie 'n keuse of jy jou aan hom gaan steur of nie gaan steur. Jy kan nie soos baie van die mense vir wie hy gepreek het, as jy nie daarvan hou, maar net omdraai en wegloop. Op daardie dag dring hy hom aan ons op. Dan sal nie een kan sê, ek het nie nou tyd nie, ek het nie hierdie week begeerte of lus om die Here te ontmoet nie. Daardie dag sal die groot ontmoeting wees. Want hy het opgevaar hemel toe om sy heilswerk te voltooi. Van waar hy weer sal kom en elke oog sal hom sien. Nou kan 'n mens vra, nou is daar nou net dreiging en konfrontasie om ons in ons spoor te laat trap. Dan verstaan ons die teks verkeerd as ons so dink. Want dreiging en konfrontasie is nie al, en dis nie eers die hoofsaak nie. Dis die een kant van die tweesnydende swaard. Bo alles is dit 'n boodskap van hoop. Evangelie, dit beteken goeie nuus. Die hoop, ons Here kom. Ons sien uit na sy koms. Ons sal hom met vreugde tegemoet gaan. Want die oordeel is nie vir die getroues nie. Hierdie aanhaling haal Johannes uit Sagaria 12. Daar staan, maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring ek 'n gees van welwillendheid en van berou. Hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het. Met ander woorde, God neem al die eeue se sonde van die Jode teen hom, deur Sagaria die profeet, neem hy en maak daarvan versoening. Want hulle sal na hom kyk, in die sin van afwagting, vreugde, dankbaarheid. Hy kom terug om ons met hom te versoen, is die konteks van daardie teks in Sagaria. En so bring Jesus se dood in die heel eerste plek versoening. Sy deurboring bring vrede vir die wat hom nie meer deurboor nie. Maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Vir die wat hulle in hierdie gees van berou en ootmoedigheid tot hom bekeer het, sal dit 'n blye dag, 'n blye ontmoeting wees daardie dag. Maar ons is nog nie daar nie. Ons lewe nog in die tussentyd, tussen hemelvaart en wederkoms, tussen deurboring en verantwoording. En tog gee die Here nou reeds
sy beloofde gees van welwillendheid en berou. Hy wat vir onreg is, vermoor is, dink aan ons. Hy het aan sy disippels al die belofte gegee. As ek weggaan, sal ek die trooster stuur, die Gees. Hy kom ons troos. Hy het ons wat sy vyande is lief. Hy stort sy Gees van genade en verootmoediging oor ons uit. Sy Gees laat ons na die kruis van Jesus kyk en dan sien ons daar in God se liefde en sy genade. En ook nou in hierdie tussentyd laat hy ons nie los nie. Hy laat ons nie val nie. Deur sy Gees van genade vernuwe hy ons daagliks. Hy bring ons tot verootmoediging oor ons sondige wese. Hy bring ons tot geloof, die besef. Jesus het dit alles gedoen sodat my sondige wese bedek word en vervang word met die beeld van God. Hy vernuwe ons tot sy kinders. Deur sy Gees lewe ons nou as mense met 'n toekomsverwagting. Die verwagting, ons sal hom sien. En die verwagting bring by ons die bede, kom Here Jesus, kom gou, volëindig alles. Maak die vreugde van geloof volledig. Die wat in die toekomsverwagting leef en vertrou het, sal hom sien sonder oordeel, net in vreugde. En daarom moet ons die Heilige Gees nie bedroef nie, of uitblus selfs nie. Want deur sy woord wil die Heilige Gees ons haat en ons selfsug ombuig tot genade en berou, tot liefde en aanbidding. Geloof is juis om te besef dat hy terugkom, om die wat aan hom behoort, by hom te neem. Finaal te verlos van die onmag wat die sonde oor ons gebring het, die onvolkomenheid wat so aan ons kleef. Die wat in kleinheid voor hom lewe en God en naaste liefhet, sal hom sien. Liefdes vir die gelowige is dit die grootste verwagting van sy lewe. Dat die Here weer kom en alles sal voltooi wat hy by die skepping begin het en verder gevoer het met die verlossing en by die wederkoms sal beëindig. Die kruis, die opstanding, die hemelvaart het die grootste bevryding in die ganse geskiedenis begin. En wanneer die Here kom, dan word dit voltooi. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons God, ons word klein wanneer ons hoor en lees en besef hoe groot U is, wat U gedoen het. U eniggebore seun gegee het vir sondaar mense, vir U vyande, sodat U vyande omgekeer kan word na vriende, na gelowiges, na getroues toe. Here, ons staan klein voor U, want ons weet niks hiervan verdien ons nie. Ons kan maar net na U toe kom en sê, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Met ontzag en met die allergrootste respek voor U kom staan. En tog het U deur U Gees ons uit U woord geleer. Ons kan in liefde en vertroue soos 'n klein kindjie voor sy goeie pa kom staan en U lief hê, sonder vrees en angs, maar in ontzag en respek en liefde en afhanklikheid.
Here Jesus, ons aanbid U as Here, U die gekruisigde, wat die dood oorwin het vir ons. Die eerste is wat opgestaan het uit die dood, om die pad oop te maak vir baie wat U sal volg. En ons dankie dat U ons nie laat vaar het nie, maar by die hand kom neem het deur U Gees, wat in ons woon, deur U woord, wat die lig op ons pad, die riglyn vir ons voete is, die padkaart vir ons geloof en afhanklikheid van U. Ons kan in ons gedagtes nie bedink wie U is, wat U is. Drie enig, onverstaanbaar vir ons, almagtig, alomteenwoordig, tydloos. Here, ons aanbid U met die grootste dankbaarheid. Lei ons as gemeente dan om op hierdie manier voor U te leef. En veral in die verwagting van wat U nog gaan doen, dat U kom om ons by U te neem. Omdat hierdie wêreld nie ons woning is nie, maar 'n tentwoning. Bewaar ons in ons geloof, bewaar die woordbediening onder ons. Gee getrouheid in ons harte, afhanklikheid van U, liefde vir U, liefde vir mekaar, en ook die liefde vir U wêreld, om U lig uit te straal, en sodat ons lewe vir die wêreld 'n getuienis sal wees, van U grootheid, U liefde, en die versoening wat by U te vind is. Ons bid vir almal wat vervolg word weens hulle geloof. Daar's nog baie, selfs in ons land, daar waar bygeloof heers, waar afgodsdienste regeer, waar deur U kinders se lewe in gevaar gestel word deur hulle getrouheid. Here, wees met U kinders onder daardie omstandighede. Dankie dat ons nog in soveel vryheid U kan dien. Ondanks die politieke gewoel, met vryheid U kan aanbid, die volle ruimte het. Gee tog dat dit ons nie nalatig en onnoukeurig sal maak nie, maar dat ons werklik aan U sal toewy, ook in die opdrag wat U vir ons het. Here, wees met elkeen van ons, die wat nie hier kan wees nie, die wat oud en verswak is, die wat siek is. Gee krag en genade, dra ons deur hierdie lewe, wat nog baie beproewings het, wat nog baie gebeure het, wat hartseer bring, wat die ongeloof, waar ongeloof is, kan moedeloos maak. Gee ons altyd moed, geloof en krag onder sulke omstandighede, totdat U weer kom om ons by U te neem. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil alleen, hy die gekruisigde. Amen. Kom ons besing nou ons Here en ons Verlosser met skrifverruiming 7:2, al twee die verse. Die begin en einde, Alfa en Omega, hoor, dis ek wat kom. Skrifverruiming 7:2, al twee die verse.
seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.